Die pastoor Jacques vanmôre hier praat en hy brei so uit en ek dink by myself, Here, ek het die meeste van u genade geniet in my lewe. Daar's op my geskied. Ek het kapings oorleef, ek het dwelms vir jare oorleef, ek het drank oorleef, ek het hartverskeurende teleurstellings van my pa wat voor my dood is en my suster en my aangenome kind voor ons weggevat is, het ek deurgekom en ek het baie gevra, maar Here, hoekom? Hoekom moes dit so wees? En iemand kom eendag by my en sê vir my, want daar kom 'n dag, wanneer jy gaan moet terugvat so 'n tas, vir staanplek en vir pilare om jou, dan is dit God wat hierdie goed gebring het om jou voor te berei vir die pad wat jy nog moet stap ter wille van sy evangelie. En deur al hierdie dinge het ek een ding geleer ken en het ek op een ding geleer vertrou, en dit is dat as die salwing van God nie agter my in beweeg en onder my in en voor my uit beweeg nie, dan bly ek eerder net stil, want die kans dat jy 'n klomp snert gaan kwytraak is redelik goed. Prys sy heilige naam. Julle moet my vanmôre verskoon, ek het gesit en dink by myself, Here, u moet my woorde vir my bietjie ligter weeg, want dit is nie my gemeente nie, en ek wil ook nou weer genooi word, jy weet, jy wil nou nie af van die lysie afgehaal word nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, ek kan nie anders as om dit te bring wat God vir my gee om te bring nie. Want die realiteite van die saak is dit, is wanneer 'n gesalfde nie dit doen wat God se gees om die opdrag gee nie, dan bedroef jy sy gees en dan vertrou hy jou nie weer met dit waar hy mee jou vertrou het nie. Die tema van vanoggend se boodskap is, God is jou enigste plan. Ek wil gou vir u iets vra vanmôre. Wie van julle, ek gaan sê ek, want dit gaan nie almal wees nie, maar het hulle in die lewe ervaar as jy op 'n benoudheid kom, 'n plek, kom ons sê jy sit op jou kar het gebreek en jy moet 'n aansoek doen vir 'n ander kar en jy het hierdie benoudheid hier binne in jou en jy druk dit deur, of jy moet gaan aansoek doen vir 'n lening, of jy moet 'n lewensbesluit maak wat daadwerklike nagevolge op jou lewe gaan hê en op jou huisgesin se lewe gaan hê. Jy moet 'n keuse maak wat daadwerklike nagevolge op jou gesondheid gaan hê. En jy het hierdie benoudheid hier binne in jou. Dit voel soos gitaarsnare wat so bewe en vibreer. Jy weet die hoogspanningskragkabels. As jy onder hulle verbyry of jy sit by hulle, dan hoor jy daai ding maak so. Nou hier binne in jou maak dit so. Het jy dit al beleef? Ek glo so. Ek glo so. En dan, as jy onder daardie omstandighede, wanneer alles, ek praat nie van die salwing nie, die salwing is hier in jou hart, is hier in jou maag nie. Die krag van die Here kom hier deur jou blaaie hier van agter af, of Willie, is dit nie waar nie, broer, as dit hier oor jou kom, dan raak jy roekeloos in die Here. En is dit nie tyd dat ons in die tye waarin ons leef begin roekeloos raak in God nie, en begin roekeloos raak om die salwing te soek en na te jaag nie, want dit is al wat ons redding gaan wees. Maar jy kom op daardie plek in jou lewe waar jy voel, jy moet 'n besluit maak. Jy moet maak, maar jy het nie vrede nie. Maar die lewe het jou op 'n plek gebring waar jy nie tyd het om te wag vir die vrede nie. Jy moet nou besluit. Ek was al daar gewees en ek wil vir u vanmôre sê, jy maak die verkeerdste keuses in jou lewe wanneer jy dit onder daardie omstandighede maak. Want wanneer jy as kind van God 'n besluit maak wat nie gebaseer is op die woord nie en wat ook nie gebaseer is op die vrede van Jesus in jou binneste nie. Want wanneer jy die regte keuse maak, wanneer jy die regte plan beraam, gaan jy vrede in jou maag hê en salwing in jou hart hê. Ek wil vir ons vanmôre lees. Kom ons hoor wat sê broer Paulus hier in Handelinge 27. Ek gaan so, dis die verhaal waar hy op die skip gelaai is en hy's op pad om na Rome toe. En hulle seil om allerlei eilande en op plekke en die wind waai hulle van kant na kant. Ons ken die lewe ook so, nê. Jy het hierdie roete waarop jy wil wees en jy het hierdie pad wat jy vir jouself as 'n jong man beraam het of as 'n jong dame, het jy gedink, Here, hierdie is my weg waarop ek gaan, en toe jy so 15 of 20 jaar later so om jou kyk, toe kom jy agter maar alles behalwe. As jy so terugkyk, dan kan jy nie as jou geskiedenis mooi sien nie, sulke draaie was daar. Myne was so. Myne was net so. Ek het gedog toe ek 2 jaar in
in die jeugaksie was dat dit is 'n given. Dis alright, alles gaan net alright wees. Dit is nie so nie. Maar ek lees vir ons hierso van Handelinge 27 vers 22. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar net alleen die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan 'n engel van God aan wie ek behoort. Aan wie behoort jy vanmôre? Maar daar het 'n engel by my gestaan van God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus. Jy moet voor die keiser staan. En kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. Hoor wat sê die woord van die Here vanmôre. Almal wat saam met jou vaar, wat luister na God se stem, en wat luister na sy opdragte, en wat sy verordeninge onderhou. Jy moet nie verbaas staan as jy jou omring met mense, en jy sien maar, Here, omdat ek by U bly, en omdat ek U verordeninge onderhou, en omdat ek U salwing najaag, halleluja, is die wat om my is geseënd nie. Hier sê die engel vir Paulus, omdat jy geluister het, en omdat jy bereid is om te hoor, sal ek die wat saam met jou vaar ook in jou hand gee. En daar gaan 'n gedeelte verby in hierdie skrif, en ek wil nie met dit ophou nie. In vers 29 sê hy, en omdat hulle bang was, ek moet nou verstaan vanmôre, Paulus het die engel van die lig gesien, hy het die engel gesien, hy weet, sy vertroue is vas in God, God het hom 'n belofte gemaak, die engel was aan sy sy gewees, die salwing van die Heilige Gees is binne in hom, die teenwoordigheid van God hou hom reg, soveel so dat die owerste oor daardie skip was hom tegemoetkomend. Hy het vir hom gesê, gaan vir behandeling in, kom hierso, en hy kon mense gaan groet het waar ook al hulle gestop het, al was hy 'n gevangene gewees. En daar gaan 'n tyd lank verby, en hy sê hierso, en omdat hulle bang was, dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand. Dink jy nie, toe hulle hierdie gedagtes vorm, het hulle ook daardie gevoel van die kragdrade hier in die binneste gehad, om daardie angstige, ongoddelike, ongeleide keuse in jou lewe te maak, wat net slegte nagevolge het, en dan wanneer jy dan roep en sê, o, Here, help my, ek was daar, ek kan vir u van dit getuig. As jy sê, o, Here, help my, dan sê ek gaan jou nie help, ek gaan jou die krag gee om die deur te kom, maar jy sal nou vir 'n slag leer. Ek het al vir u gesê, ek was 'n slow learner gewees. Miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi. Het u dit al gewens, en hulle het gewens dat dit dag word. Maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug. Jy moet onthou, Paulus het vir hulle gesê, julle moet binne in hierdie skip bly. As julle oor hierdie skip gaan klim, die engel het vir my gesê, en God het vir my gesê, dat julle, as ons in hierdie skip bly, sal net die skip verlore gaan, maar ons lewens sal gespaar bly. Hoeveel keer het jy al gevoel jy wil oor hy skip spring as die storms te rof raak, as gevolg van die verkeerde keuses wat jy gemaak het, want vroeër in hierdie verhaal in die woord, het Paulus hulle gewaarsku en vir hulle gesê, moenie uitseil nie, kom ons wag hier dat die winter verbygaan. Hy het met hulle gepraat, maar hulle was hardhoorig, hulle is ook dalk slow learners gewees, nee. So hulle het gesukkel om te verstaan die eerste keer, dat eintlik is God jou enigste plan. Jy het nie 'n plan A en 'n plan B en 'n plan C nie. Net God is jou plan. En as jy by dit gaan bly, dan sal jy nie nodig hê om deur allerlei dinge te gaan nie, maar nou is daar mense soos ek wat hardhoorig is. As ek lankal en as sy ook lankal haar ore oopgemaak het, my vrou, dan het ek net na 'n jeugaksie met haar getrou, en dan was ons nou vandag, ja, ver in die lewe. Prys die Here, maar dit was toe ore gewees, in ieder geval. Maar die woord van die Here sê, maar die matrose het probeer om uit die skip te vlug, en die sleepbootjie in die see laat sak. Hulle het 'n ander plan probeer maak, as wat die opdrag was wat God aan Paulus gegee het. God sê vir Paulus, bly aan boord, en net die skip sal verlore gaan. Maar die matrose, hoeveel van ons is matrose hier, wat daai sleepbootjie so kyk en dink, Here, hierdie golwe raak te hoog, ek moet uit.
Ek moet uit, ek vat eerder my lewe, ek vat eerder my plan uit u hande uit, en ek sit u plan in my sak. Halleluja. God is jou enigste plan wat jy moet hê. En dit is die enigste plan wat saak maak, want dit is die enigste plan wat jy kan vertrou. Hoe gouer jy dit besef, hoe gouer gaan jy die omkeer in jou lewe en in jou kinders se lewe sien, en ek reken die tye waarin ons nou lewe, is daar nie soveel tyd oor om gereed te wees. Ek wil vir jou 'n ander ding vertel, ek praat nie van die koms nie, dit kom wanneer dit kom. Maar wat het jy gedoen van nou af tot sy koms? Wat se deel het jy uitgemaak aan die inbring van die oes van die Allerhoogste van nou af totdat hy kom? Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Daarop het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat afval. En teen die tyd dat dit dag sou word, het Paulus na almal aangemoedig om voedsel te gebruik en gesê, dit is vandag die 14de dag dat julle in afwagting bly, vas sonder om iets te gebruik. Sover gelees uit die woord van die Here. Wat is die punt van hierdie boodskap wat ek vir u vanmôre gee? Ek kan dit nou vir jou saggies in verskillende voorbeelde uitstipuleer en met jou praat en vir jou sê dat man in hierdie omstandighede van jou lewe moet jy nou so maak en jy moet so saggies bid en jy moet hier kom. Die feit van die saak is dit, God se opdrag is dit, hy is al plan wat saak maak, hy is al plan wat jy kan vertrou, anderstes gaan jy op die rotse eindig sonder dat die beskerming van die Allerhoogste by jou is. En wanneer weet jy maak die regte keuse? Wanneer weet jy volg die regte plan? Toe ons God se opdrag gehoorsaam en as ons voet in die Jordaan sit en ons eers gaan kyk na die eerste gebou. Ons het nie na enige ander gebou gaan kyk nie. Ons het in daardie gebou ingestap wat nou so begin te ontwikkel. Dit is nie vinnig genoeg na ons sin nie, maar die Here sal help. Toe ons instap, toe sien my vrou net die mooi. Julle weet mos, dis hoe dit is. Sy het alles klaar geverf in 15 minute. Was die kleurskakeringsbesluit, die meubels hier was besluit, die hele saak was afgehandel, gepinterest, you name it, dit was klaar, dan en dusted. In 15 minute. En daai 15 minute, toe dink ek en ek kyk die saak en ek dink, Here, hier's baie werk. Maar sy sien dit nie. Ek sien dit. So die feit dat ons die gebou moes vat, het ek vrede oor gehad. Ek het gewag. Ek het daar gestaan en ek het gewag en ek het gesê, Vader, praat met my. Dit is nie my huis nie. Dis u huis. Kry God se vrede in jou binneste. En dan as jy dit voel en dit hoor, sal jy weet hierdie is die regte besluit. My pa het altyd gesê nee, dan gaan kyk ek hoekom hy sê nee. Hy het gesê jy mag nie dit gaan doen nie, dan gaan vind ek uit waarom sê hy so. Dis hoekom toe ons kinders nou hier deur die standaard 8, 9 en 10s vat, nê. Toe sê ek vir my vrou, ek gaan 'n ander triek draai. Sy sê wat is dit? Ek sê reverse psychology. Sê nou, ek sê ek gaan vir hulle sê doen dit. Gaan maak so. Dan sê hulle pa, sê ek maar gaan man. Wat maak dit saak? Gaan as jy in jou hart voel gelukkig, hulle almal het die Here lief en hulle is lief vir die Heilige Gees. En dan weet ek by myself, ek het vertroue in die Gees van God dat al sê ek vir hulle gaan hulle voor daardie deur te staan kom en hulle gaan dink nee, want hier's nie vrede hier in die binneste nie. Die naweek was daar 'n insident gewees. Ek gaan nou nie alles uitbrei nie, hulle sal kwaad wees vir my, maar iemand nooi hulle na 'n plek toe. Hulle weet nie waarheen dit is nie. Hulle die boyfriendjie koop en die ander een koop en hulle kaartjies en hulle gaan na hierdie plek toe en toe hulle daar kom, toe sien hulle maar hierdie is 'n plek waar mense met hipnose en goede besig is. Duiwelse dinge. Daar's geen salwing wat op hipnose rus nie. Dan wil ek niks daarvan weet nie, dankie. Maar daardie geesgevulde dogters, toe hulle daar instap en ek dank die Here want die nuwe kerel ook, hy het sommer groot punte gekry. Want toe hulle instap, toe sê hy vir die dogter, ons hoort nie hier nie.
En die dogter sê vir die ander ene, maar ons hoort nie hier nie, maar die ander boyfriendjie is daar, want sy ma moet nog by die Here uitkom. En ons gaan nog vir dit ook bid, veral nou, omdat hulle met hierdie goede besig is. Maar u my verskoon, ek kan nie doekies omdraai hier oor nie, want dit is nie van God nie, dit is van Lucifer. Dit hoort nie onder die kinders van die Here nie. En die dogter sê vir hierdie is nie van ons, vir ons nie. Toe ek hulle bel is ek kwaad. Ek wil vir hulle bymekaar maak, ek wil vir hom vertel, ek het 'n geleentheid nou om sy hare vir hom 'n bietjie te was. En ek bel en my vrou sê, moenie beklei nie, hulle het self, ek sê, ek sal self uitvind. En toe ek praat en ek hoor, hy sê, oom, ek het vir hulle gesê, hulle hoort nie hier nie. Ek sê, nee, ek is trots op jou. Toe ek met die ander dogter praat, sy sê, pa, ek het gesê, hulle het vanaand moeilikheid as hulle by die huis kom. Die ander kerel se ouers en hy self. Ek sê vir my kind, as hulle met daai goed besig is, bel jy vir my, ek kom haal jou. En ek is nie een wat my kinders uit omstandighede uithaal nie. They must face the music of life. Anders gaan hulle nie krag kry en spiere kry vir die volgende challenge wat hulle en besef dat hulle moet op die vrede van God in hulle binneste staat maak nie. Maar hulle het self, weens die feit dat hulle die salwing ken, hulle het self, weens die feit dat hulle die plan van God meer lief het as die plan van die wêreld, het hulle 'n keuse kon maak en sê, ons hoort nie hier nie. Prys sy heilige naam. Halleluja. Ek het la salanda la sibihenda la galanda. Aan u die eer, aan u die lof, aan u die aanbidding, o grote God van Israel. Gewaar u die Here is hier. Gewaar jy vanmôre dat God se krag is hier om te verander wat die onveranderlike volgens die mens is. God is vanmôre hier om sy plan in jou lewe te bevestig. Want deur sy krag lê daar verlossing. Deur sy krag is daar genesing. Deur sy krag is daar vrede. As daar iets is wat ek meer lief gekry het as die wêreld en God het geweet, dit is die plan wat hy vir my het, is dit die vrede van sy liefde hier in my binneste. Net een dag. Maar God het om my ook gedruk weens my eie dom keuses tot op 'n punt waar ek net omdraai en ek staar bankrotskap om alles te verloor so in die oë. In een oggend 3 ure, snaaks hoe ou maklik 3 ure in die môre opstaan om te gaan bid. As jy weet, dis die 29ste en die aand van die 30ste, 31ste begin die SMS'e so afgaan. Dan is 3 ure in die môre niks. Jy staan soms as 'n robot op en jy gaan bidkamer toe en jy begin bid want dit is nou die tyd. En ons staar daardie ding in die oë. Maar dit is self-inflicted. Ek het self die verkeerde keuses gemaak en die verkeerde besluite gemaak wat gegrond was op my begeertes en wat gegrond was op my emosies en nie op God se vrede nie. En toe moes ek nou my houe vat. Party mense spring dit vry, maar die Here het vir my besluit ek sal pak kry as ek stout is. Seker waar my pa my so groot gemaak het, ek dieselfde lot gekry by die Here ook. Maar die liefde en die genade is groot. En ek gaan deur die proses. En dit is hoeveel oggende se 3 uur opgestaan het om te bid. En een oggend toe dit nou sien, Here, nou is dit klaar. Al my plannetjies, al my idees is op. Ek is aan die agterkant van my boekie. Daar staan niks meer nie. En ek gaan staan en ek bid en ek steek my hande in die lug en ek op my knie op die sak in die as. Ek het nog sulke growwe assies, né? Nou ek die knie seer. En ek is op die knie en ek steek my hande so op en ek sê, Here, wat ek het U gegee. Soos U dit wil vat. Wat dan? Ek weet ek het verkeerd opgetree, Vader. Ek weet ek het die verkeerde keuses gemaak. Ek het nie om verskoning gevra. Ek het net so. Dis my pa. Ek het met hom 'n gesprek. Want op baie stadium toe wil die bankbesitters nie eens my luister nie. So, waar kan ek gaan? Ek kan net na my Vader toe gaan. En vir hom gaan sê, en ek bely my hart uit, en ek sê, Here, ek is jammer. Ek het 'n fout gemaak, wat nou my huisgesin moontlik baie skade kan kos. Ek het 'n verkeerde keuse gemaak, gegrond op my ideale, en op my dryf, en op my emosies, wat moontlik nou my familie kan skade gee. Maar as U voel, U wil alles vat, sien net toe dat ons veilig is. Dis U besluit. Die volgende dag toe begin my lot verander. Hoekom? Want toe ek daar opstaan en ek die volgende oggend wakker word, toe voel ek maar,
hier's 'n vrede in my binneste. En daardie dag het God my geleer, hy is al plan wat ek moet hê. Hy is al opsie wat ek moet najaag. Daar bestaan nie vir jou 'n ander opsie as om die vrede van God na te jaag, en as gevolg van dit sal die keuses wat jy maak geseënde, gesalfde, godsverheerlikende keuses wees. En deur dit gaan jy die mense wat om jou is ook saamvat en sê, kom, proe hoe heerlik is dit om met God 'n pad te stap. Ek wil graag hierdie vir u lees. Maar jy moet nou verskoon as ek so 'n bietjie opgewonde gaan raak, maar neem maar deel, want hier's 'n paar waarhede hier binne. Ons vanoggend die liggaam van die Here Jesus hierso vier, praat die Here met my en ek dra altyd hierdie by my. Want daar is niks anders wat ons voor gemaak is, behalwe om God se naam groot te maak en te verheerlik nie. En hoe gouer ons besef dat die krag tot alle oorwinning lê in lofprysing en in aanbidding, hoe gouer gaan ons oor elke hekkie en oor elke besluit kom waarby ons moet uitkom. Jy sit waar jy sit omdat jy opgehou het om God te loof. Jy sit waar jy sit en jy staar in die oë wat jy in die oë staar, omdat jou mond stil geraak het en omdat die vyand dit reg gekry het om jou hande langs jou sye vas te maak, want jy kan nie meer sê prys sy heilige naam nie. Daarom het die grendels van die lewe jou vasgekry. Maar God wil jou vanmôre losbreek, want die rede vir jou skepping, besef dit vanmôre, is om hom te prys, is om hom te loof. Want in dit lê alle oorwinning en alle genesing en alle rykdom. Alle rykdom lê in die lofprysinge van die Allerhoogste. As daar woorde is oor hom, dan het ek dit nie. Jy sien, my brein het nog nooit die punt bereik waar dit 'n gedagte kan vorm, waar die grootheid van my God voldoende kan beskryf nie. En my longe het nog net die vermoë ontwikkel om die grootheid van sy liefde voldoende te beskryf nie. En my stem. Jy sien, my stem is so beperk deur menslike grense dat dit moeilik is om selfs voldoende lof op te stuur. Jy sien, as daar woorde was vir hom, dan het ek dit nie. My God se genade is onbeperk. Sy barmhartigheid is ontelbaar. Sy krag is ondeurdringbaar. Hy is eerbaar. Hy is gunstig. Hoor wat sê hy? Hy is onsoekbaar, maar hy is kenbaar. Hy is onbepaalbaar, maar tog is hy toeganklik. Onbeskryflik is ons God, tog is hy persoonlik. Hy gaan alle begrip te bowe, verder as ons verbeelding, konstant deur geslagte. Hy is die koning van alle nasies, halleluja. Maar as daar woorde is oor hom, dan het ek dit nie. Jy sien, my woorde is min. En in 'n poging om die een ware God te beskryf, gebruik ek my woordeskat, maar dit sal nooit genoeg wees nie. Maar ek gebruik woorde as 'n uitdrukking, 'n uiting van aanbidding aan 'n verlosser wat my lof waardig is en dit verdien. So ek gebruik woorde. My hart verhoog die Here, loof sy naam vir altyd. Hy het my hart gewen. Hy het my gedagtes gevang en hy het albei saamgebring. Hy het my verslaan in my eie rebellie. Halleluja. Hy oorwin my in my eie sonde. Hy het my in sy teenwoordigheid verwelkom. Hy het my ingenooi. Hy het homself die voorwerp van my gesig gemaak. Oorstroom my met sy genade in die oggend, verdrink my met sy genade in die nag. Maar as daar woorde is oor hom, dan het ek dit nie. Maar wat ek het, halleluja. Wat ek het is goeie nuus. Want my God het geweet dat mensgemaakte woorde nooit sou deeg nie. Die woorde is net gereedskap wat ons gebruik om na die waarheid te wys. So hy het sy seun, Jesus Christus, gestuur
as die woord. 'n lewende bewys. Halleluja. Hy is die beeld van die onsigbare God. Hy is die eerstgeborene van die hele skepping, want deur hom het alle dinge geskape. Sy woord onderhou hy in krag van sy naam. Want hy is voor alle dinge, hy heers oor alle dinge, heilig is sy naam bo alle name. Prys hom vir sy lewe, die manier waarop hy in onenigheid volhard het, die nederige seun van God, hy word die perfekte offer. Prys hom vir sy dood, halleluja, dat hy gewillig in ons plek gestaan het, dat hy die graf liefdevol verduur het, dat hy die vyand verslaan het. Prys sy heilige naam. En op die 3de dag in oorwinning opgestaan het. Hy is alles. Hy is alles wat beloof is. Prys hom as die opgestane koning van hemel en aarde. Halleluja, prys sy heilige naam. Kom ons staan vanmôre op ons voete. Kom ons eer hom. Hy is die begin. Hy is die einde. Hy is die alfa en die omega. Sonder hom is ons niks. Halleluja. La salanda la saba. Eer is sy die lam. Eer is sy die lam. Prys hom, prys hom, prys hom.